Yeshua maak 'n stelling in die boek van Johannes hoofstuk 15 vers 5. In die boek van Johannes 15 praat Yeshua oor die feit dat hy is die ware wynstok en ons is die lote. En dat die Vader is die landbouer en dat ek en jy in hom moet wees. En ons moet in hom bly. Ek hou van vers 7 wat sê dat as ons in hom is en sy woord in ons, dan kan ons vra net wat ons wil en ons sal dit verkry. Dis 'n amazing vers, maar ek wil jou vat na vers 5 en Yeshua maak hierdie stelling. En hierdie stelling steek nogal by my vas en ek wil gou iets met jou deel. Johannes hoofstuk 15 vers 5 sê Yeshua, ek is die wynstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. Dis daarom 'n bold statement wat Yeshua maak. Hy sê sonder my kan julle niks doen nie. Nou ek wil gou met jou gesels daaroor want die oomblik toe ek dit lees, toe besef ek en ek besef dit net elke dag dat daar is mense wat sonder hom lewe, maar hulle gaan ook sonder hom sterwe. Daar's mense wat sonder hom lewe en hulle bereik amazing dinge in hierdie lewe en hulle het sukses en daar's soveel dinge wat gebeur in hulle lewe, dan besef ek as mens, maar waarvan praat Yeshua dan as hy sê dat sonder my kan julle niks doen nie? Waarvan praat dit? Dit praat oor spesifiek die feit dat sonder Yeshua kan ons nie lewe nie. Sonder Yeshua kan ek en jy nie bestaan nie. Sonder sy gees, sonder Yeshua wat inwonend in my is dit onmoontlik om vrug te dra. Is dit moontlik om sukses te behaal in hierdie wêreld en jy's 'n sondaar? Ja, natuurlik is dit. Want die wêreld bewys dit. Die rykste mense in hierdie wêreld is goddelose mense. Alhoewel daar wel mense is wat sukses behaal, maar hulle is 'n kind van Yahweh, ons Elohim. Maar so is dit dat die woord vir ons kom openbaar om te sê, ouens, sonder my, Yeshua praat, hy sê dit, sonder my kan julle niks doen nie. So dit beteken die oomblik wanneer ek Yeshua inwonend in my het, kan ek nie vrug dra. Ek kan nie vrugbaar wees. Ek kan nie iets bereik in terme van my geestelike lewe sonder hom nie. Ek is eintlik geestelik dood as ek hom nie het nie. Ek kan nie geestelik groei en geestelike oorwinning ervaar sonder hom nie, want wie is die een wat oorwinning gee? Dis Yeshua. Want al het jy al die geld in hierdie wêreld, al is jy hoe suksesvol dalk in die besigheidswêreld, al is jy hoe suksesvol dalk met geld en besigheid en die sekulêre wêreld, is daar sekere dinge in jou lewe wat jy nou natuurlik nie kan beheer nie. Daar's sekere dinge in jou lewe wat jy onsuksesvol mee sal wees. En dit is nou natuurlik, jy sal onsuksesvol wees om geestelik te groei en geestelik vrugbaar te wees. Want dit kan alleenlik gebeur deur Yeshua. Hy's alleenlik die ware wynstok en ons is die lote. Want as ek 'n boom vat en ek vat hierdie boom en ek haal hom uit die grond uit en ek sit hom op 'n sementblad neer en ek gee nie vir hom water nie, ek haal hom uit sy natuurlike habitat uit en ek sit hom dalk onder 'n dak waar daar geen sonlig is nie, ek verwyder hom heeltemal van sy natuurlike habitat, gaan daai boom enigstens groei? Gaan hy lewe of gaan hy sterwe? Hy gaan sterwe. Daai boom gaan dit nie maak nie, want ek haal hom uit sy natuurlike habitat uit. En so is ek en jy as mens. Ons is uit die grond uit en die lewende God het sy lewensasem in ons geblaas. So daarom moet ons weer terugkeer na ons bron. Ons moet terugkeer na Yeshua wat ons bron van lewe is, sodat ons kan lewe in oorwinning, vrugbaar kan wees. Want sonder hom kan ons nie vrugbaar wees nie. Die oomblik wanneer ons uitgehaal word uit ons natuurlike habitat uit, kan ek en jy nie suksesvol wees nie. Dan kan ek en jy dit nie maak nie. En die oomblik wanneer ek hierdie gedeelte lees, dan besef ek, yes, Vader, u woord is die waarheid, want sonder u is ek niks. Sonder u kan ek niks vermag nie.
Sonder U kan ek hierdie woord nie ken nie, kan ek hom nie lees nie, kan ek hom nie verstaan nie. Sonder U Heilige Gees, kan ek nie 'n verhouding hê met die Skepper van hemel en aarde nie. Sonder U kan ek nie geestelik groei en deurbrake ervaar en die woord verkondig sodat mense se lewens kan transformeer nie. So ek besef dit. Ek hoop jy besef dit ook vandag, dat sonder Yeshua is jy niks. Sonder Yeshua kan jy nie bestaan nie. So weet jy wat? Kom net weer terug na die bron van lewe en die bron van jou bestaan. Sodat jy kan weet, in hom kan jy vrugbaar wees. In hom kan jy vra net wat jy wil hê en jy sal dit verkry. Halleluja! Baie dankie dat jy ingeskakel was. Dankie dat ek dit met jou kan deel. Wees geseënd, wees vrugbaar en mag jy weet vandag dat Yeshua is met jou. Geniet jou dag. Shalom.